Goeienaand luisteraars. Dis maandag aand hier op Eden FM en dit is tyd vir ons het koppe bymekaar. En ons het 'n baie spesiale gas hier vanaand van Huis Triomf. Christo Nel. Goeienaand Christo. Ja, goeienaand Hans en goeienaand aan ons luisteraars. Dit is 'n voorreg om vandag deel te maak van hierdie onderhoud. Ja, jy's 'n bekende stem hier in Oudtshoorn het ek agtergekom. So luisteraars, daar seker heel wat van u wat met Christo bekend is. Ja, ag en ek sien baie uit na ek dink Christo Huis Triomf is 'n belangrike deel van wat Oudtshoorn se gemeenskap se verantwoordelikheid is. En as ek dalk met jou kan deur in die huis val en sê, wat is die boodskap wat jy graag vanaand vir die luisteraars sal wil los oor Huis Triomf? Ja, Huis Triomf is 'n hawe waar kinders wat ouerloos is. En as ek sê ouerloos, dan beteken dit nie dat dit ouers is wat dood is nie. Dis kinders wat deur die hof uit sekere situasies gehaal was en dan in pleegsorg geplaas word wat dan opland in Huis Triomf. So dit is 'n regeringsinstansie. As ek dit bedoel, daar is 'n stipend wat betaal word om hierdie kinders in 'n sekere plek te sit. Maar soos wat ons ook weet reg oor die land, dat hierdie fondse nie altyd beskikbaar is nie en is daar oor jare Huis Triomf het agterweë gelaat hier in Oudtshoorn en was daar 'n tipe van 'n stigma wat aan Huis Triomf gekoppel was. Omdat die plek waar hy sit, nommer 1 en dan die agteruitgang van die huis. Daar was nie goeie bestuur meer in die huis nie. Weens fondse, ons wil nie vir enige mense nou beskuldig of iets soos dit nie, maar die huis was in 'n baie haglike toestand. En het die gemeenskap maar eintlik van Huis Triomf vergeet, as ek dit so kan sê. So het dit 'n deel van ons geword. Nou ek glo later in die program gaan ons 'n bietjie meer oor dit praat, maar so in breed is dit 'n agtergrond. Dis 'n plek, daar's net seuns in die huis. Ons het nie dogters nie. Dogters word na 'n ander plek toe gestuur en dan Huis Triomf is ook in ons omgewing. Is hy eintlik uniek in sy soort, want hier is nie ander pleegsorgplekke wat as 'n kinderhuis kan dien nie. Hier in ons omgewing nie. Dit sluit nou Lady Smith en Kalitsdorp en al hierdie plekke hier om ons Klaarstroom en so dit is regtig 'n hawe en as daar nie 'n plek is vir sulke kinders nie, want ons weet dat die lewe het maar 'n manier waar kinders baie keer in baie lelike situasies beland. Dis nie hulle eie skuld nie, maar hulle beland in hierdie omstandighede en dan moet daar iemand wees wat na hulle omsien en Huis Triomf is daardie fasiliteit. Ja. Christo, en jouself, hoe het jy betrokke geraak by Huis Triomf? Weet, ons het 'n missie wat ons van Johannesburg af Oudtshoorn toe gekom het. En wil dit nou so sê dat dit 'n opdrag van die Here was dat ek Oudtshoorn toe moet kom en hier 'n spesifieke taak te verrig. En so deur my geestelike bestuur van my lewe in Oudtshoorn betrokke te raak by die gemeenskap, het ek ook ek en pastoor Willie Kutse, ons is maar die twee ouens in die dorp wat eintlik hierdie goed baie naby in die hart dra en raak betrokke by dit. En so het ons dan agter met Huis Triomf te doen gekry. Die tyd toe Huis Triomf nou eintlik amptelik 15 dae oor gehad het om toegemaak te word. Want die regering het selfs gesien dat dit nie meer haalbaar is om hierdie huis se deur oop te hou nie. En jy weet, onmiddellik op daardie stadium was daar net 15 kinders in die huis met 'n bestuurder en jeugsorgwerkers, maar dit het so swaar gegaan dat daar was nie kans dat hierdie huis dit gaan oorleef nie. En is op daardie manier wat ons toe 15 dae. Daar is 'n gemeente, daar was 'n oproep. Ja, daar's 'n pastoor Rudolf Kwant. Hy is in Johannesburg. Hulle het 'n gemeente in Johannesburg en hulle het deur mevrou Soekie Maart dat sy was in die politiek betrokke, maar sy het vir meneer Kwant gebel, pastoor Kwant, en gesê moet net kom help.
En toe het hy die moeite gedoen om in 'n vliegtuig te klim, al die pad hiernatoe te kom en na die huis te kom kyk. Hm. En ek moet vir jou sê ek is skoon bevoor as ek daaroor praat, want daai huis was in 'n toestand. Hy was in 'n toestand, meneer Kwant se woorde is dat hy wou badkamer toe gaan, maar hy kon dit nie oor sy hart kry om na die badkamer te gaan nie. So vuil was dit. Dit was haglike omstandighede. Jy weet die mense wat vertroud is met Huistriomf, die situasie waar hy homself bevind, Hmm. dit was hagel. Daai gebou is 'n ou spoorweggebou. Dit was besig om uitmekaar uit te val. Om die perseel was dit net sand en jy weet hier sit hierdie weerlose kinders en ja, stout, hulle is stout want dit jy weet dit is kinders wat uit baie moeilike omstandighede kom en kon nie meer beheer word nie. So die huis het 'n geweldige 'n slegte naam begin kry. Dat die kinders van daar af is die moeilikheidmakers in die dorp en so, maar jy moet jouself instel dat hierdie kinders kom uit so 'n omstandigheid uit en ken niks anderster nie. En hier is hulle eintlik die verantwoordelikheid van die dorp se mense en niemand gee meer om vir hulle nie. En toe het pastoor Kwant besluit, nee, ons gaan iets omtrent dit doen. Ons kan nie toelaat dat hierdie huis verval nie en hulle het onderneem om die huis oor te neem in toesig en waardes en toe daar planne beraam en dit is hoe ek op daai stadium dan ook betrokke geraak het by die huis. Pastoor Willie Coetzee het my gevra en ek het vir pastoor Kwant ontmoet. Ons het ook ek is ook verbonde aan Heartbeat FM radiostasie. Ons het ook so onderhoud op die stasie met hom gevoer en so gekyk wat kan ons doen. Maar ons moet ook dit sê, aan die begin was niemand bereid om iets eintlik maar te doen nie. En Hans, weet jy, ons lewe in 'n tyd waar mense verby hierdie goed kyk. Hulle gee nie meer, mense gee nie meer om nie. En dit is in God se oë is dit 'n verantwoordelikheid. Verantwoordelikheid. Weet jy, een van die storieetjies wat ons eintlik kan aanhaal is wanneer as jy vir mense vra en sê hulle nie, hulle sal daaroor bid. Oor die saak hoef jy nie te bid nie. Die Bybel sê as jy dit aan een van die geringstes gedoen het, dan het jy dit aan God gedoen. En dit is daardie ervaring om jou hand uit te steek en te sê, ag, al is daar probleme, al is hy kinders stout, al is hulle wie, dit maak nie saak nie, ons gaan dit doen. Ek het ook so 'n bietjie ondervinding in die boubedryf. Ek het 'n besigheid gehad toe ek in Johannesburg was, wat in die boubedryf was, hier ook in Oudtshoorn. En daar was aan daai gebou geweldige skade en daai plek het sleg gelyk. Jy weet die graffiti, as jy daai videoetjie wat ek vir jou gestuur het, kyk, die graffiti op die mure, dit was haglike omstandighede. En toe het ons besluit saam met pastoor Kwant en sy gemeente dat ons gaan ons hande in ons eie sakke druk en ons gaan dit aanpak. En tot en met nou ja, luisteraars, omgesien. Ek was verstom oor ek was al baie by Huistriomf, maar nie in die onlangse verlede nie en toe ek nou die video wys as wat jy met my gedeel het, Christo, dit is merkwaardig die verbeterings wat julle aangebring het en ek kan sien julle het klomp geld daarop gespandeer. En luisteraars, ek gaan dit ook by Klein Kroeg Connect se YouTube kanaal sal hierdie video gedeel word. So ek gaan kyk gerus daarna. Om terug te keer, Christo, na jou storie is so dis absolute geestelike roeping. Dit is jou roeping om nie weg te kyk nie. En ek dink ons leef in 'n tyd van juis om goed mis te kyk. En jy het besluit om dit raak te sien en die verantwoordelikheid julle sin te maak. In terme van die Oudtshoorn gemeenskap, hoe kan die Oudtshoorn gemeenskap betrokke raak? En ja, as ek nou sê Oudtshoorn, dis een FM gemeenskap betrokke raak. En dalk is daar iemand elders wat ook dit op sy of haar hart voel om betrokke te raak. Hoe kan daar betrokke raak word om te help? Ja, ek dink die platform van die radio, nuwe deesdae is dit so wonderlik dat die radio nie meer net 'n synet in die streek waar hy of sy om voorkom nie.
is die platform van digitaal stel ons in die vermoë om reg oor die wêreld hierdie tipe boodskappe uit te saai. En dit is deel van die plan om op sulke tipe onderhoude vir die gemeenskappe aan beide kante te sê dat hier is huise, en ek moet nou vir jou sê, Hans, daar's baie mense hier buite wat nog steeds 'n hart het, 'n hart bedoelende vir sulke omstandighede, en wat bereid is om deel te vorm van so 'n platform. Vereers as jy daar kom, ek weet die heel eerste keer, daai ouetjies groet nie, hulle kyk jou net so snaaks aan, en 'n mens wonder wat gaan in hulle koppe aan. En dis waar hy homself, ek was ook vroegere jare, ek en my vrou in Johannesburg was ons ook deel van so 'n program. En as jy dan die stories van die kinders luister, dan is dit hartverskeurend om te dink dat groot mense kinders in so 'n situasie plaas. Daar was een spesifieke geval waar die ouetjie en sy sussie, hy was maar 4 jaar oud en sy was so 2,5 jaar oud, waar die mamma nou in 'n haglike omstandighede leef, en dan moet sy nou uitgaan om te werk, en dan los sy die kinders by die huis met die bediende wat nou na hulle kyk, en dan kom die bediende nie huis toe nie, en dan kom die mamma ook nie vir 3 of 4 dae huis toe nie, en dan moet daai 2 kinders oor die weg kom. En hoe hulle dit agtergekom het is, die seentjie teen die pyp van die downpipe van die geet, het hy opgeklim in 'n woonstelblok op die 2de vloer, om uit 'n geet water te drink en dit in sy mond te hou, en dan af te klim en vir die sussie so water te gee. Dis die stories. Ja, op julle video is daar die woorde, of iemand sê daar dat it's not about someone doing everything, it's about everybody doing something. Dit is my 'n pragtige boodskap. Ja. Dit is nie een persoon wat ons gaan red nie, maar as almal net so 'n klein bietjie doen, dan kan ons hierdie vliegtuig wat opstyg. Ons moet nou een van die groot geheime. Ja, ons moet gou vinnig 'n musiekbreek vat, nee, dan gesels ons na die breek verder. Ons gaan luister na Joe Black, Voel jy die genade? Luisteraars, dit was Joe Black, Voel jy die genade, en ons gesels met pastoor Christo Nel oor huistriomf. Christo, voor die breek het ons gepraat oor hoe as almal ietsie doen, kan ons groot dinge regkry. Ja, dit is, jy weet, wanneer 'n mens iemand vra, as jy nou hierdie enorme taak kyk, en ek dink dis hoekom mense nie betrokke raak nie, dan voel jy die swaarheid op jou skouers. En een ou kan nie so 'n kinderhuis red nie. Jy kan nie. Dis net onmoontlik. So jy wil nie eens begin nie, jy wil nie probeer nie, want jy weet dis 'n opgestelde failure. Maar as almal net ietsie doen, dan is dit net so, dis 'n funksie soos wat die Bybel vir ons leer, dat die liggaam van Christus funksioneer. As daar iemand moet 'n hand wees, iemand moet 'n oor wees, iemand moet 'n toon wees, iemand moet ergens net 'n deel kan vorm van so 'n inspraak. En dit is wat die geheim is. En as jy die wiele aan die rol sit en iemand verf ietsie of iemand doen ietsie, dan as jy weer omkyk, dan het ons wat ons daar gedoen het, want hierdie mense wat betrokke geraak het, die Baan Church, hulle het nie die fondse gehad nie. Maar tot en met vandag toe het hulle meer as 2 miljoen rand in daardie gebou gesit. Nou jy weet, 'n mens dink aan die gebou, hoekom nou nie die 2 miljoen rand aan die kinders spandeer nie? Maar ons het dit aan die kinders gespandeer. Want jy, jou plek waar jy bly, is tog jou huis. Jy weet, jy wil, as jy vir iemand sê, waar is my adres? Dan, jy weet, ek bly nou daar om die hoek daar en so, en dan in jou hart en in jou gedagtes, weet jy het 'n plek, en jou tuin is netjies, en is mooi, dit is wat dit is, en daai kinders het nie dit nie. Want die plek waarin hulle woon is haglik, en dit stink, die badkamers is vuil, dit is die huis is in 'n toestand. So jy wil ook nie iemand so toe vat nie. Jy wil ook nie sê jy kom maar vanaf nie. Dan kan 'n mens dit mos nog maar verstaan hoekom die kinders eintlik in 'n rebelse tipe omgewing is. Maar nou die oomblik toe ons dit verf en dit 'n bietjie oplig, nou is die ouens trots om te dink. Daar's iets in sy menswaardigheid wat met hom gebeur. Sy huis is nie so bad. Dit is eintlik baie mooi. Ek het 'n vriend wat in Meksikaanse tronke werk met langtermyn gevangenes. Hulle is 'n groep mense.
En Mm. interessant is hoe hulle, wanneer hulle die sessies met die gevangenes doen, is die eerste ding wat hulle doen is om te was, die spasie te Ja, was, die gevangenes te was, daai hele ding van om die reuk te verander. ja, En ja. Jy weet, ja, daar's 'n dit stigma. Die kinders het dit self vir ons vertel. Dan sê hulle, oom, moet ons nie by die skool aflaai nie. Ons bussie is te oud. Ons kind die skoolkinders lag vir ons as ons met die bussie daar aankom. Jou kind die kinders het nie ordentlike skoolklere nie. So hy hmm, word in die gemeenskap gelabel dat hy 'n orphan is. Die kinders by die skool terg hulle. Sê ja, wat julle is daai klomp daar onder by huis Triomf. Jy weet onmiddellik as jy die naam sê dan ja, dis die uitwas van die gemeenskap. Dit raak aan 'n mens se siel. Dit raak aan hy hmm, kind se opgroei. Dit maak sy denkpatroon dat hy is niks en niemand is vir hom lief nie. En dit is nie sy skuld nie, al is hy so stout. hmm, Hulle spring oor die draad en hulle maak moeilikheid daar in die straat. Jy weet, daar is besighede daar om daardie huis. En die besigheidsmense van daai huis het gesê, man, hierdie huis, julle mors julle geld. Moenie daar belê nie. hmm. Sê maar gee ons net 'n kans. Help ons, kom word deel. En nou kan ons terug staan en sien. Oom Sias, hy sê nee, hy sien nie verskil. Hy sien daai kinders is nie meer so spring oor die draad en maak moeilikheid en so nie. Hy kan dit sien. Daar's baie mense wat dit vir ons begin sê. En dit wonderlik. Want die ouetjie kan nou sê ek kom van daai huis af. Ja, liewe land, dis eintlik 'n ongelooflike reis waarmee jy besig is. Ehm Christo, dis ja. Ek dink een van die goed wat vir my ehm belangrik altyd is wanneer soos projekte soos hierdie wat ons weet dit verdien om ondersteun te word, maar ek dink baie in die gemeenskap is daar nie hulle praat ek weet hulle praat van 'n jokkie, iemand wat die perd ry. Daar moet 'n Ja, jockey wees wat ons kan vertrou. En ek dink dit is hierdie The Bond Church en het dan nog gepraat van pastoor Rudolf Quant, nee meneer Quant en jouself mense wat verantwoordelikheid neem. Ek weet ook dat ander mense in die Oudtshoorn gemeenskap het verantwoordelikheid geneem. Kan jy nog net vir my 'n bietjie vertel van wie is die hoofrolspelers by die bestuur van Huis Triomf? En ek dink dit is belangrik dat die luisteraars weet wie skaar hulle ja aan die kant ja, van om hierdie ja. projekte laat slaag. Ja. So the Bond Church, pastoor Rolf Quant en sy span, hulle is die oorhoofse bestuur van die huis. Dan het die huis ook 'n raad van direkteure waarvan ek myself een is, en pastoor Willie Kutse is die ander een, en dan Wilma Pinaar Hmm. van Klein Plasies, sy Hmm. is ook 'n direkteur. Dan is daar meneer Francis Okay. en sy vrou Wilna Francis. Hulle is ook deel van die program. En jy weet hulle agtergronde, 'n skool, meneer Francis was skoolhoof van 'n Ja. skool hier in Oudtshoorn. So die dissipline van die kinders en die opvoeding is waarin ons nou belê. En daai span mense sit nou om 'n tafel en ons het besluit en sê ons gaan hierdie projek gaan ons bestuur. So die struktuur, al die finansiële aspekte van die huis word deur the Bond Church. Hulle het ook hulle eie kantoor waar hulle van hulle eie mense afgestaan het om na hierdie finansies. So die finansies is nou op die oomblik deursigtig. Dit is onder bestuur. Jy kan nie sommer net iets koop nie. Jy moet Ja. dit aanvra, daar's dokumentasie, die deursigtigheid. En ek dink dit is ook in die verlede 'n probleem gewees dat mense nie geld word in die huis belê deur vorm van stipends wat Hmm. die regering daar gee per kind, wat hierdie kind dan nou moet geonderhou word. Maar jy weet daar's elke maand is daar tussen 30 en 40 duisend rand tekort Ja. in die finansiële stand van die onderhoud van hierdie huis. En dit sit the Bond Church sit dit in.
hulle van hulle gemeente se kant af het hulle reg oor die spektrum van hulle gemeente is daar ouens wat ook maar geld belê, vriende, familie. Hier in ons is daar ook mense, Wilma, van klein plasies, jy weet, elke keer as daai span mense hiernatoe kom, dan moet hulle hier bly. Daar's vliegtuigkaartjies, dan sit sy vir hulle op, jy weet. En so hulle kan daar by klein plasies kan hulle verniet bly. Terwyl want die bestuur van so 'n huis is geweldig. Dis nie sommer maklik nie. Dis nie maklik nie. En dan is daar ook 'n huisbestuur daar. Daar's jeugwerkers, daar's 'n sosiale werker en ons is op soek na 'n bestuurder op die oomblik vir die huis. So ons anders neem nou op die oomblik take op van die bestuur van die huis, maar daar is 'n aansoek uit. So as iemand wat miskien na die radio luister, graag belangstel om wat met kundigheid, ons soek iemand met kundigheid. Dit moet 'n kundige persoon wees in die area van bestuur. Dan kan jy gerus aansoek doen. Jy kan vir ons skakel en dan kan ons jou 'n geleentheid gee om 'n interview te kry. Want ons het vir onsself 4 maande gegee om na 'n bestuurder te soek wat die huis kan. Want jy moet orde hou. Dis een van die goed. Hierdie kinders, onthou hulle ouderdomme wissel van 7 jaar tot by 17 jaar. En ons weet tieners is maar moeilik. So jy moet 'n sterk persoonlikheid hê om so 'n huis te kan bestuur. Ja, shoot, dis luisteraars, ja, as daar iemand is wat die oor die nodige kwalifikasie en die passie beskik, asseblief kontak vir Huis Triomf. Ek glo op die internet sal ons maklik Google sal ons by julle uitbring, né? Ja, definitief ja. Christo, watse programme het julle per dag met die kinders daar? Hoe lyk 'n dag vir 'n seun wat nou by Huis Triomf is? Watse dienste is daar? Ek neem aan hulle kry kos en daar's slaapplek en so, maar net 'n bietjie en ek dink ook terselfdertyd wil ek die vraag vra, as iemand belangstel om Huis Triomf te besoek, is dit 'n plek waar iemand van die publiek mag besoek aflê of hoe sou dit werk? Ja. As jy betrokke raak by Huis Triomf op 'n daaglikse basis soos wat ons dit nou is daar sekere vereistes. Jy moet deur 'n polisie klerens gaan. Maar as iemand van die publiek maar net wil net besoek en 'n bietjie hulp aanbied of so, dan is daar prosedures. Jy moet by die kantoor aanmeld, jou naam en telefoonnommer word in 'n boek geskryf en jy moet ook rede gee hoekom jy daar moet wees, want ons moet daardie kinders beskerm. Jy weet die wêreld is boos op hierdie oomblik. Jy kyk na human trafficking en al hierdie klas van dinge. So die struktuur is 'n ordelike struktuur. So iemand kan nie net daar inkom nie, die hekke word beheer deur 'n afstandbeheer. Daar is altyd iemand aan diens wat iemand sou ontvang en as jy wil, kan jy altyd 'n afspraak maak. En hulle sal jou altyd verwys na of vir myself, pastoor Willie Coetzee, vir pastoor Francis, om te sê wat is die rede hoekom jy daar wil kom. En dan steek mense hande van welwillendheid uit. Daar is op die oomblik mense wat vir die kinders sangklasse gee. Daar's op die oomblik 'n vrou wat swemlesse gee. Want ons was in die bevoorregte posisie. Een van die goed wat Rudolf Quandt vertel, is die eerste keer toe hy by die huis was en so met die kinders praat, toe vra een seentjie vir hom en sê, oom, maar wat van 'n swembad? Nou jy weet, daai huis is in 'n toestand, daar's nie oordentlike toiletgeriewe nie, maar hier's 'n kind wat vra vir 'n swembad. Ja. En hy het sy missie gemaak. En hy het oor 'n tydperk gesmeek en gevra en geld ingesamel. En vandag is daar 'n swembad. Daai ouetjie kan sê hy het 'n swembad by sy huis. Ja. Ongelooflik. So dis die stories. Ja. So hierdie vrou kom 3 keer 'n week en dan gee sy vir hulle swemlesse. Want ons moet ook verantwoordelikheid, ons moet ook na ons kinders omsien, die areas veilig gemaak, maar nou wil ons nog dit lekker maak. Ons plant gras op die oomblik en daar wil tafeltjies kom en sambrele en jy weet sulke goed waar die kinders dit kan geniet. Ons moet hulle opdeel in groepies, want as 17-jariges en 7-jariges saam in 'n swembad swem, dan weet jy daar kan probleme kom, die toesighouding. So ons moet ons staf opleiding gee wat dit dan betref.
as daar enige foute sou kom, om te kan optree en te kan help. Op 'n daaglikse basis staan hulle op in die oggend. Jy weet, die beddens waarop hierdie kinders geslaap het. Ja, Hans, jy sal nie 'n hond daar laat slaap nie. Maar ons het dit vervang. Ons het nuwe matrasse ingesit, nuwe komberse. Ons het kassies laat insit. Ja, die kinders verniels nou dan ja, kom is daar 'n kas af, maar is 'n deur af, maar ons sit nou weer nuwe kaste in. Weer nuwe kaste. Die ou wil ook voel hierdie is my kas. Sy sê deur oopmaak en dan het hy sy eie klere wat daar in 'n kas is. Toe ons daar gekom het, dan het hulle het sakke klere gehad wat hulle aangetrek het. Oukie kan nie sê dis my klere nie. Dis ons klere. Ons klere. So ja, Ai, dis moeilike goed hierdie. Wanneer jy op die jo, grond kom, dan is dit moeilike goed. En nou wil ons kinders aantrek, dat hulle ook netjies is. Nou, so 'n rukkie terug was daar 'n hele storm in die huis oor die kraag wat swart is. Dis vuil. ja, Jy weet, die hemde kom nie reg skoon nie. Jy weet, ou dink jy 'n hemp, wat is 'n hemp, man? Ja, man, jou eie kind, gaan jy toelaat dat jou eie kind met 'n vuil hemp skool toe gaan? Al is hy spelerig en speel hy in die stof. ja, Maar so dis sulke goed ons probeer om daai kinders nou aan te trek. En dis alles gelde wat nie uit die stipends kom wat die regering gee nie. Daai stipend moet hulle kos kry, hulle moet medisyne kry. Hulle moet se daai behoeftes word gevul. En al hierdie ander goed is ekstra goed. Dit moet ergens moet dit gekry word. En dit is maar wat ons probeer doen. Ons het 'n geleentheid gehad waar ons by die besigheidskamer gepraat het. Daar is besighede, ek noem sommer hulle naam, soos van 'n berg vervoer. Elke keer as ek vir Dani van 'n berg gaan praat, dan help hy my. Gee hy vir my stene, gee hy vir my klippies wat ons kan tuin mee maak, gee hy vir my sand om die swembad in te sit. Jy weet, ons wil nou 'n saal aanbou. Die saal aanbouing gaan so R240,000 kos. Hy het my die stene geskenk. Want ons het nie 'n plek waar die kinders bietjie opleiding kan ontvang nie. Daar's mense wat ons wil sit in hulle maniere leer. Jy weet, maniere wat jy jou kinders leer. So sit jy aan tafel, so eet jy met 'n mes en 'n vork. Dit doen jy as gaste kom kuier. Daai ouetjies het nie hierdie agtergrond nie. In sy plek waar hy vandaan kom het hulle hom gevloek en geraas. Nou moet ons moet hom oplei. En dit gebeur nie oornag nie. Dit vat 'n tyd. So dis 'n dedication wat ons moet aansit om hierdie kinders daai waarde. En nou op die oomblik, jy weet ons die kinderhuis het ook maar groepe waarop jy is. So kort is daar foto's waar hierdie kinders in 'n groep sit en hulle luister aandagtig aan die persoon wat vir hulle dit leer. Deel van hulle, as hulle van die skool af kom, is daar orde. Hy moet uit die busie uitklim, hy moet sy klere gaan aantrek, gaan neersit, hy moet in 'n ry kom staan, hy moet gaan eet. Wat eet hy? Jy weet, ons wil ook graag vir hom, ons kan net vir hom brood gee nie. Hy wil ook regte kos kry, gebalanseerde kos. So ons het nou 'n maatskappy ingekry wat die kombuis hanteer. So die kinders kry die regte voedingsmateriale. Maar dit kos geld. Dit is ekstra geld om dit in te sit. En maar ons doen dit. Daar's 'n beginsel van die woord. As jy net die eerste tree in geloof gee, dan is die Here daar. So ons kan werklik sê, alhoewel dit nog swaar gaan, dat ons kan die hand van die Here sien. Die huis is in orde, daar's gordyne. Jy weet, toe ons daar gekom het, was dit hierdie ou gebou met hierdie opskuif gordyne. En toe het die estetiese komitee hulle het dit vir my moeilik gemaak, want ons wil die hout uithaal en ons wil aluminium insit. Sê hulle, nee, hierdie is 'n historiese gebou. Ek sê, meneer, kyk hoe lyk die plek. Jy weet, gaan ons eerder dit bewaar of gaan ons die kinders bewaar? Dan sien hulle die plan. Dan sê hulle, nee, sit maar in, verf maar. En vandag kan ons nou kyk en sien hoe lyk daai. Ons het niks aan die vorm van die gebou gedoen nie. Ons het hom net geverf en nou lyk hy goed. Hy lyk regtig goed. En nou gaan ons hierdie saal aanbou. 'n Saal waar hulle nog opleiding kan kry en ook 'n braaihou, jy weet. Kinders wil ook 'n braaihou. Hulle wil ook 'n braaihou. So daar's nou groepe wat betrokke raak op 'n Saterdag. Kom hulle maak 'n bietjie musiek, doen speletjies saam met die kinders en probeer ons hierdie orde. As iemand met 'n program sou kom, dan pas ons dit in by die program wat die oues sê die skool het gekom het en by die huis aankom.
dan hulle moet hele tyd moet hulle onder beheer wees. So van so laat tot so laat eet hy, van so laat tot so laat speel hy, van so laat tot so laat swem hy. So, jy moet dit so doen want dit is in 'n groepformaat. Jy kan hulle nie net los dat hulle dinge doen soos hulle doen nie. Ja, maar dit is lekker. Dit is luisteraars, die persoon wat so passievol gesels oor huistriomf, die kinderhuis hier in Oudtshoorn is pastoor Christo Nel. Soos hy gesê het, is hy nie die eerste tree in geloof gees sal die Here ons help om die res van die journey te stap, en ek kan hoor, hier is al so oor 'n paar tree, hele klop tree gegee. Ons gaan gou weer 'n musiekbreek vat en dan kom ons terug daarna. Ons gaan na 'n ander Joe luister, hierdie keer na Joe Niemand, en sy liedjie is Ek sal nie bang wees nie. Luister ons, dis maandag aand en ons het koppe bymekaar, en ons gas wat ons bevoorreg is om vanaand saam met ons te hê, is pastoor Christo Nel. Hy kom gesels met ons oor huistriomf hier in Oudtshoorn. Iets wat vir my opgeval het, vir my wat nou al eintlik grootste deel van my lewe in Oudtshoorn woon, is dat huistriomf het baie keer, jy het gesien wanneer daar 'n krisis is in die koerant of jy iets gelees daarvan, maar dan verdwyn huistriomf so half uit die uit die nuus uit. Maar dis beslis oor die laaste jaar of 2 jaar groot vir my is ek baie meer bewus van dat by huistriomf aangaan. En ek weet onlangs het my vrou 'n groot tee wat jy daar aangebied het in die banketsaal bygewoon. Vertel my so 'n bietjie, wat was die doel daarvan? Ja, die inisiatief het van die meneer Francis en sy vrou gekom om die gemeenskap so te betrek, en ons het hulle noem dit 'n high tea. Dan koop jy mos nou maar 'n kaartjie, en die kaartjie is maar net dat ons fondse bymekaar kan maak. En by hierdie tee het ons ook verduidelik hoe dit werk. So daai tipe inisiatiewe om 'n tipe van 'n fonds bymekaar te maak is wat ons op die oomblik na kyk. Want om hierdie ekstra kaste te laat bou, en die huis, jy weet, toe hy huis 15 kinders ingehad het, toe was die huis kon net 15 kinders hanteer. Ja. Nou kan die huis 60 kinders hanteer. Daar is op die oomblik 43 kinders in die huis. Ons moet ook 'n sekere hoeveelheid hê om te kan kwalifiseer vir die stipends wat ons kry van die regering. En maar ons het die huis gereed gemaak om 60 kinders te huisves. So ons het nou bunkerbeds ingesit. 3 hoop mekaar. Ja. Nog steeds dieselfde hoogte as 'n double bunker, maar hy kan 3 kinders slaap. Nuwe hangkaste sit ons in. Die mure is geverf, daar's teëls oralste. Die badkamers is in orde. Die fasiliteit kan nou 60 kinders huisves. Nou, dit is wonderlik. Hy's omheind, hy's gesekuur, hy het 'n elektriese hek, hy het die hele huis se deure werk ook op 'n stelsel. As daar 'n vuur of iets sou uitbreek, druk hulle net 'n knoppie en gaan al die deure oop vir veiligheid. So ons begin al die departemente van die normale bestaan van die lewe begin ons nou betrek by hierdie huis, sodat hierdie huis volwaardig kan opereer. En dit is wat dit vir ons nou kosbaar maak. Wat sê die kinders? Weet jy wat nee? Ja. Daar is 'n verandering. Ons kan regtig sien dat daar in die afgelope, ek wil vir jou sê 8 maande, is daar 'n verandering in die kinders. Ons noem dit insidente. Daar's minder insidente. Ja. Hulle spring nie meer oor die draad nie. Hy wil by die huis wees. Dis vir hom lekker daar. Dis nie, die reëls is nie so erg dat hy nou heeltyd moet soos voel hy's in 'n tronk nie. Ons laat hulle deelneem in sportaktiwiteite. Ons vat hulle na funksies toe. Met ons maar op die oomblik om 43 kinders te skuif ons het 1 bussie. Ja. Ons het net 1 bussie. So daai bussie ry 3 keer in die oggend om die oudjies by die skool te kry. Ja. En 3 keer in die middag. So dit is te veel. So ons is op soek na 'n groter bus om hulle by die skool te kan kry. En daai bus moet onderhou word. En die gelde wat ons kry, cover dit nie. Dit moet ergens kom. So ons hou hierdie tipe van funksies om geld in te samel sodat ons dit kan doen. Jy weet, kinders wil aan sport deelneem. Jy wat 'n ouer is, jy weet, rugbyballe, fietsrye, dit is duur geld. En die winkels wat dit verkoop gee nie afslag omdat jy sê jy kom van huistriomf nie.
Omdat dit 'n kinderhuis is, nee, hulle gee nie. Maar daar's mense met oop harte wat sê, man, hier's hier's iets. 'n Mevrou het nou die dag vir ons 'n trampolien gegee. Ons kon nog net nie die trampolien gaan haal nie, want ons het nie 'n trok om hom maar te kry nie. Maar ons is besig. Ons wil daai trampolien gaan haal. Ons het vir hulle 'n volleybalbaan opgesit. Wat hulle kan volleybal speel. Ons het nou hierdie swembad ingesit. Daar's mense wat cricket en table tennis en snoekertafels skenk sodat hierdie kinders 'n normale lewe kan voer. Hy hoef nie as hy groot is te kan sê, nee, maar jy weet nie hoe speel 'n mens snoeker nie. Ons probeer vir hom laat snoeker speel sodat hy ook deel kan vorm. Hier's een storie wat ek moet vertel want ek weet die tyd hardloop so maklik uit. As een ouetjie in die kinderhuis, hy word nou 17. So die wette sê dat na 17 dan moet hy uit die huis uit. As so 'n klousule dat as hy 'n werk kan kry, dan kan hy nog 'n jaar langer in die huis bly. Maar daarna sal hy moet gaan. En nou weet waarheen gaan hierdie kind? Ons het nou 'n inisiatief begin. As kinders nou hierdie ouderdom raak, dan vra ons vir die gemeenskap. Is daar nie 'n plek wat hierdie kind verniet kan kom werk in die vakansietyd nie? Sodat hy 'n bietjie ondervinding kan opdoen. Nou die oomie wat langs huistriomf is, oom Sias, hy was kwaai oor die huis, want die kinders het sy plek gevandaliseer. Maar hy het nou die dag vir my gesê, man, gee vir my 3 kinders. Ek gaan hulle oplei. Hulle bly reg langs my, laat ek hulle oplei. Maar hierdie spesifieke ouetjie, ek vra vir hom, ek sukkel met hom 'n gesprek te voer, want hy's 'n baie stil ouetjie. Jy verstaan nie hoekom hy so stil is nie. Maar ek kry dit toe reg en vra vir hom waar stel hy belang. En hy sê hy wil ingenieurswese. En jy weet kinders praat maklik. Maar hier sit hierdie kind en hy sê hy gaan ingenieurswese en hy wys vir my boeke wat hy daar in sy kas wegsteek oor motorvoertuie. En ek gaan na een maatskappy hier in die Wes-Kaap se Wes-Kaap dienste. Hulle is 'n plek wat karre diens en so. En ek gaan na hulle toe. Hulle sê nee, laat hom kom. Hy het daar gewerk vir 2 dae. Toe gaan ek terug, toe sê die eienaar van daai maatskappy vir my, waar het julle hierdie ouetjie gekry? Hans toe daai ouetjie die moeite gedoen om die studies te maak. Hy sê het hom iets laat doen dat die mechanic wat daar werk kon dit nie eens so reg kry soos hierdie ouetjie nie. Yes. So dat die kinders wat daar is kinders met talente. Dit moet net bietjie ontwikkel word. Moet net 'n kans gegee word. En het hy gesê, as dit tyd is dat hierdie ouetjie die skool moet verlaat, gaan hy geen ander plek nie. Hy kom soontoe. Hy klaar werk. Hulle gaan vir hom 'n learnership gee sodat hy betaling kan kry terwyl hy leer. Dis wat ons wil hê. Dis wat ons wil hê. Dis hoe mense betrokke kan raak. Ja, dis hoe ons gemeenskap heel maak. Vrydag toe gaan Vrydag gaan ek soontoe. Hier's een van die kinders daar, is een. Hy staan in die boardroom en hy maak meel. En ek vra, wat maak jy nou? Daar's mos 'n kombuis agter. Die juffrou sê nee, hy hou daarvan om Vrydag vir die kinders koekies te bak. So hier is die ou besig. Sy talent is, hy wil 'n chef word. Hy wil in daai industrie wees. Maar hy oefen. Hy begin al koekies bak. En hulle verstaan. Hulle sê hy koekies is lekker. En hy het gesê, gaan vir my 'n paar hou. Ek gaan maandag wil ek my koekies gaan hê. So moet ons hulle ontwikkel. 'n normale huis. Dis wat ons wil doen. Ag, dit is mooi en dit maak 'n mens se hart warm om na hierdie voorbeelde van hierdie stories. Ek dink dit maak dit ook werklik. Vir jouself, Christo, wat is vir jou die mees betekenisvolle? Wat as jy nou terugkyk oor hierdie amper 2 jaar wat jy betrokke is, wat staan vir jou uit? Weet jy, 'n ouer, as jy 'n ouer is met kinders en jy kan die ontwikkeling van die lewe in daardie kind sien. Ek praat nou nie van in watter skool hy is nie. Ek praat van die ontwikkeling wat binne in 'n kind is. Wat jy gaan terugkyk en sien, ja, daai is my kind. Ek is trots op daai kind. Kyk wat het hy reg gekry. Hy het miskien eerste span gehaal of hy het sy maniere wanneer hy by ander mense gekom het en jy hoor net hoe iemand gesê het, jy het 'n voorbeeldige kind. Dis die ding wat vir my hart werk. Dis wanneer ek daar sien hierdie ouetjies wat so stout is en na tyd het hy verander. Hy kom maak 'n belofte. Jy weet,
Daai kinders was so stout, hulle spring bo op die dakke van die huis. Dis gevaarlik. Maar jy kan hom nie beheer nie. Maar nou kom hulle die gevare agter en hy stap mid onder die orde en sy karakter verander. Dit is belangrik. Dis vir my, dis hoekom ek dit doen. As ek daai bietjie verandering in 'n kind sien, wat ek weet, die oomblik as jy daai klein bietjie, dis soos 'n beginsel in die Bybel, die suurdeeg maak die hele deeg suur. So jy moet net om iets kleins te kan verander, sal die pad vorentoe vir daardie kind self ontwikkel, want jy het 'n waarde ingesit. Nou die waarde is nie altyd materialisties nie. Ja, ons het die gebou geverf van ons, maar dit gaan eintlik oor die verstaan van daai kind. Jy weet, Hans, het jy kinders? Nee, ek het nie kinders nie. Okay, maar mense wat nou kinders het, Ja. as daai kind vanmiddag by die huis kom en hy sê, pa of ma, daar was 'n boelie by die skool en hy het my so seer gemaak, maar ek voel om sy kop af te slaan. En jy kan hy ouetjie vat en hom sê, wow, nee, moenie sy kop afslaan nie. Weet jy, dis die lewe. Dis wat gebeur, maar tree so op, dan kyk of jy die verskil kan kry. En as jy daai verskil in daai kinders sien. Elke jaar, so 2 keer 'n jaar stuur die Baan Church 'n hele bussie vol jong mense om vir 'n week lank hier by die huis te bly en leer hulle daai goed van kind wees. Jong mens wees. Speel saam met hulle rugby, speel saam met hulle games en wees sommer net daar op die perseel soos 'n kind. En neem deel in die kinddinge van die lewe. En ek jou nou vertel, kinddinge, ek noem dit nou so die spreekwoord, kinddinge. Die kinddinge van vandag is nie maklik nie. Kinders gaan deur geweldige moeilike groepsdruk, tegnologie. My ouetjie het nie 'n selfoon nie. Hy mag nie een hê nie. Hy het nie 'n rekenaar soos jou kind wat daar gaan sit en het toegang tot die hele internet en as hy het dit nie. Ons het afgegeede goed. Weet die tannie se rekenaar wat hy's lankal stuk. Hy's nog swart en wit. Werk. Ja, ons het hulle daar. Ons wil graag 'n rekenaarkamer opsit. Ons droom, ons bly droom. Ons het nou gesê ons wil voor daai plek 2 containers neersit, 'n dak opsit en 'n rekenaarsentrum daar opsit. Nou, daar's mense wat skole spandeer honderde duisende rande aan so 'n plek. Nou hoekom kan ons nie vir die kinderhuis doen? So die mentaliteit van ons luisteraars, bedoel ek in denkpatroon, is dink 'n bietjie aan hierdie kinders. As hy ook 'n rekenaar het, hy kan ook op 'n laptop werk. Hy kan ook toegang tot 'n selfoon hê. Jy weet? Selfoon nou in so 'n situasie moet beheerd wees. Maar dink net, ons kinders het almal selfone. Hy kind het nie 'n selfoon nie, maar ons kan vir hom 'n selfoon gee onder 'n beheerde omstandigheid waar hy 'n sekere tyd het om bietjie ook met 'n selfoon te werk. Dit is verstommend. Ons het, jy weet, mevrou Wilna Francis, hulle het hierdie musiekgroep bymekaar gesit, nê. Wat hulle en toe skenk mense vir ons gitare en hierdie dromme en hierdie klasgoed. Doen jouself 'n guns, gaan woon net een van die klasse by. Sien jy, kom my ouetjies, man, hy weet niks van musiek nie, maar hy wil nou sing. Hy wil ook 'n bietjie deel. Gaan praat met hierdie ouens wat in die lewe iets al bereik het. Sien jy, hy het ook maar so begin. Ja. Ons net die ontwikkeling. Gee net daai, sit die drom in sy hand en kyk wat kan hy met hom maak. Daar gaan uitkom. En dit is hoekom ek in Huistriomf deel het. Is om hierdie orde te sien. Jy weet, jy raas en as jy weer daar kom en sien jy, nou vandag hoef jy nie te raas nie. Hulle doen dit. Dit verander. En is aansteeklik. As een verander die ander ook, want dit is 'n beginsel. Ons doen dit vir die Here. Bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur en hy rys en kom daar 'n brood uit wat pragtig is. So, Christo, baie dankie. Die tyd hardloop met ons weg, maar dit wat jy nou die laaste beeld van die suurdeeg en die pragtige brood. Ek dink vir die luisteraars om regtig waar u uit te nooi om ook deel te wees van hierdie heel maak en bou in iets wat dis nie een mens wat alles gaan doen nie, maar as ons almal ietsie doen, dan bak ons wonderlike mooi brode wat ons almal kan voed. Ag, Christo, verskriklik dankie dat pastoor Christo Nel
van Huistriomf vir die tyd en geseënde week vir jou en by Huistriomf en ook vir ons luisteraars voorspoed. Baie dankie en volgende maandag aand maak ons weer so by ons het koppe bymekaar. Totsiens. Baie dankie en baie dankie dat ek die voorreg gehad het om op hierdie platform ook te mag praat.